baie welkom hierso vir almal wat ingeskakel het. Ons het vandag hierso vir Prof Johnny van der Berg wat 'n bietjie met ons gaan gesels oor winterbespuitings en dit wat belangrik is rondom winterbespuiting, spesifiek wat insekbeheer aanbetref. En dan het ons ook hierso vir Albert Potgieter, een van ons manne daarso in die veld, een van ons agronome daar buite. Nou winterpatrone, weerspatrone is besig om te verander, winterpatrone is besig om te verander. Ons het potensieel El Niño waar ons ingaan in hierdie jaar. En dit laat 'n klomp vrae weer opkom oor, ja, wat doen ons in die winter? Moet ons spuit, moet ons nie spuit nie? Wat moet ons doen? So, dit is wel die vraag wat ons wil antwoord vandag en 'n bietjie 'n paar opinies kry daar rondom. Nou uit 'n insekbeheer oogpunt uit, wat moet ons doen in hierdie winter? Ons het daai idee van dat dit potensieel 'n warmer winter gaan wees. Dit sê nou nie ons moet nie onkruidbeheer doen nie. Inteendeel, dit sê ons moet onkruidbeheer doen. Ja. Wat doen julle daarso by julle in die Vrystaat? Want ek dink daar's natuurlik 'n gemengde gevoel. Daar's natuurlik ouens wat lief daarvoor is om 'n glifosaatbespuiting te doen in die winter. En daar's verskillende onkruiddoders in terme van hormoondoders en klomp ander goeters. Ek dink wat belangrik net om te onthou is een, is die grootte van die onkruid. Eerste is bedekking, so jy wil die hele onkruid raakspuit en hoe groter die onkruid is, hoe moeiliker word dit om dood te spuit. So tipies wat ons gesien het ook in die areas wat gewag het tot op die laaste, dit is ja, jy het 'n klein skraalaansie wat baie keer afgevreet word deur bees of ietsie op die lande, of jy het die geval waar jy 2-3 meter, dalk nou so 'n bietjie groter, maar baie bakkie onderop, baie groot skraalaansie het en natuurlik gaan jy nie daai skraalaans beheer met jou gewone dosis van glifosaat of hormoondoders en daai klas van goeters nie. Ja, ek wens daai registrasie rondom 'n ligbespuiting voorstroop kan deurkom. Ons het gesien, daar waar ons proefwerk gedoen het rondom dit, as jy hom kan vang voorstroop, voordat die afskerming daarso is, voordat die mieliereste op die grond lê, gewoonlik jou onkruid dan in daai roset stadium, dan kry ons die beste beheer. Is werk waarmee ons nog besig is. Ek dink die groot ding wat ons terughou van daai ligregistrasie met spesifiek glifosaat en 2,4-D voorstroop is maar die residue wat daarso rondom gaan. Maar dis ietsie waarna mense werk. Ek dink die punt is so gou as moontlike beheer. Ja, ek dink daar's baie keer nog 'n wanpersepsie. Spuit ek net na stroop want die materiaal baie is en wat jou bedekking daar, of laat kan ek sê bewye wat ons algemeen doen, bewye en dan spuit jy. Ek dink daar's noodwendig 'n 100% regte antwoord nie. Ek dink jy moet spuit as dit 'n noemenswaardige verskil op jou plaas gaan maak. As jy seker is jy gaan goeie bedekking kry, jy gaan die onkruid effektief kan beheer en jy kan saampraat as jy sê, maar ek dink ook nie dis goeie praktyk om 'n halwe beheer of 'n swak bespuiting te doen. Dan gaan jy in 'n geval dan mors jy jou chemiese geld, jou tyd en natuurlik die wurms en die ander peste kom natuurlik ook deur in daai tyd. Ja, en as jy so 'n swak bespuiting doen, dan sit jy met veral met die onkruid met 'n seleksiedruk vir weerstandsonderdruk. Ja, nee, verseker. En ek meen ons verwag nou 'n El Niño hierdie jaar, of hy nou gaan vroeg wees, aanduidings is miskien al dalk dat hy gaan laat wees. Ons ouens gaan moet 'n baie mooi besluit neem oor wanneer plant ons nie en met watse vog plant ons. Potensieel het ons dalk 'n vroeër warmer somer, so die ouens het vog in die grond. Hy besluit dalk nou gaan ek wegspring en dit kan allerlei uitdagings dan vir 'n ou wees. En ek dink die punt wat ek probeer maak is vogbewaring gaan vir ons 'n baie belangrike ding wees. Selfs al het ons nou op hierdie stadium lekker vog, goeie vog, dit gaan ons nie ver in die seisoen moet indra. Ja, ek dink ons is gewoon die laaste paar jaar in 'n warm, droë, winderige September en Augustus maand waar daai toplaag van ons redelik uitdroog. So gelukkig is ek nie in die posisie om sulke groot besluite te moet neem op plaasvlak nie, maar sou dit ek wees, sou ek definitief minimale bewerking doen en eerder kyk na 'n bespuiting om te doen natuurlik waar bewerkings nodig is. Ja, maar in my geval hoe ek dit sou benader is om eerder my onkruid goed te beheer en seker te maak ek het te vog met die eerste bietjie reën wat val en dan het ek dan 'n redelike goeie kans om vroeg te kan plant. Nou moet jy jou tydsberekening reg kry. Dis 'n moeilike vraag om te antwoord. Hoe lank voorplant moet jy dan goeie onkruidbeheer doen sodat jy die voordeel kan kry om dan nou ook die insekdoder daarso by te sit. Ek weet nie waar lê dit nie. En ek wil julle twee nou nie op die spot daarop sit wat dit aanbetref nie, maar dit sou die ideaal gewees het. Ja, ons gaan waarskynlik verskil oor hoe lank voorplant moet dit gedoen word. Okay, snywer ons. Kom ons beklei eers met die snywer. Okay. En dit is 'n baie moeilike ding. Jy weet die tradisionele aanbeveling wat al 'n paar dekades ver kom, was dat om snywurms spesifiek te beheer, is dat landerye skoon gewerk moet wees. Daar moenie onkruid op wees, daar moenie voedsel vir die wurms wees.
30 tot 35 dae voor plant. So die rede daarvoor is dat al hierdie wurms wat nou deur die winter op hierdie groen brug, die onkruide wat deur die winter daar staan, al daai wurms vrek van die honger as al die onkruid afgehaal word. So die wurms kan 'n paar weke weet op die onkruide wat nou besig is om te vrek en te vrot. Die wurms vreet nog daaraan, maar hulle maak dit nie tot sailingopkomste. So, maar met die veranderende praktyke het daai venster tussen onkruidbeheer en plant al kleiner en kleiner geword. So ons sê die lande moet skoon wees voor plant. 30, 35 dae. Ja. Dis om daai siklus te kan breek, daai die wurms vrek en is skoon. Ja, ek sien. Dit is, maar ek weet nie hoe werk dit agronomies. Ja, ek dink dis 'n moeilike balans om reg te kry. 35 dae voor planttyd is warm, droog, die wind waai, daar's nie optimale tyd vir spuit eintlik nie. Die meeste van ons produsente se vee loop nog in die lande, hy stroop nog, dit gebeur ook so nou en dan. So dis 'n moeilike ding om reg te kry en ek dink dit gaan vir my tweeledig. Een om daai geharde onkruid dood te kry is 'n baie groot uitdaging. So baie van die ouens sal wag vir die eerste reën net om, kan ek sê, 'n volgopname te kry en aktiewe groei op my te kry. En dan dink die tweede ding wat mense ook moet onthou, as jy vandag spuit, vat dit nog steeds 2 na 3 weke toe vir 'n ding om dood te gaan. So ja, natuurlik. Dit is Ek dink dit is 'n groot deel van die uitdaging ook wat ek dink mense dalk baie keer mis. My afleiding hierso is dan nou hoe nader aan planttyd ons eers dan van daai groen brug kan ontslaa raak, hoe hoër raak jou risiko wat die sukses van bespuiting gaan aanbetref. Definitief daar's nie groot kwessies rondom weerstand tussen die verskillende groepe daarso nie. Pyrethroides is nog oukei. Kyk, pyrethroides is oukei. Jy weet, baie boere kry baie effektiewe beheer. Ja. Maar ek dink dit is gewag tot te laat. Ja. Die pyrethroides, party plekke werk dit, ander plekke werk dit minder goed. Jy weet, snywurms is sulke goeie vleiers. En hulle migreer. Loop hulle ver? Hoe ver loop hy? As hy honger is. Wurms kan baie meters. Ek dink 'n wurm kan 50 meter stap maklik. Ja. Maar die motte migreer, né? En hulle vlieg. Hulle kan honderde kilos vlieg. Selfs duisende kilometers kan hulle vlieg in die noordelike halfrond. Maar omdat hulle so baie rondvlieg en aktief is daar geweldige geenvloei tussen populasies en dit verdun weerstand. En jy weet, daar's oorlê lande en daar's landerye waar daar nie gespuit word nie en daar kom altyd motte uit. Daar is snywurms wat motte word wat daar uitkom wat nie aan die seleksiedruk van die insekdoder blootgestel was nie. So daar's 'n klomp vermenging. Ja. So dit is nie weerstand nie, dis 'n bestuurs. Dis 'n bestuursding. En om te verwag dat 'n larf wat 4 cm groot is of 5 cm groot is van 'n slange van 'n insekdoder toediening gaan vrek, is nie billik. Is nie realisties nie. Jy weet, ons kyk na stamrispers. Eerste instar larfies L1, 2 en 3. As hulle 'n BT mielieblaar vreet, is hulle 24 uur later dood, as dit nou nie bestande populasies is. Maar as jy L6 larf, selfs van 'n vatbare plaag, wat baie maklik vrek van 'n BT, as jy L6 op BT mielie neersit, dan vrek hy nie meer. Want hy's net te groot.